Al bestaan die botaniese tuin van die Noordwes Universiteit op Potchefstroom uit minder as 3 hektaar, het dit meer as 1500 plantspesies, asook 'n groot verskeidenheid fauna. Hoewel meeste van die plante inheems is daar ook verskeie eksotiese plantspesies. Die botaniese tuin onderhou 'n aantal tematuine, soos 'n vetplantrotstuin, 'n moerastuin, 'n groentetuin, evolusietuin en 'n inheemse tuin. Potchefstroom val in die Hoëveldstreek, 'n gebied berig vir sy baie koue en droë winters met baie ryp. Somertye is warm met donderstorms. In 1962 het Dr. Wynand Lou van die destydse Potchefstroomse Universiteit 'n tuin gevestig om plantmateriaal te kweek vir sy botaniestudente. 'n meer planmatige botaniese tuin het vorm begin aanneem met werk van professor Daan Botha in 1971. Onder kurator Bert Ubink het die tuin vanaf 1973 die oog begin vang. In 1982 is die botaniese tuin vir die publiek geopen. Nou kon almal wandel deur hierdie paradys met sy besoekervriendelike plantetikette met volop inligting. Die botaniese tuin het 2 kweekhuise met vetplante, xerofiete, tropiese en subtropiese plante. By die botaniese tuin by die Noordwes Universiteit het ons 2 kweekhuise. Die een kweekhuis is die tropiese kweekhuis waar ons nou staan en die ander een is die sukkulente kweekhuis. Verder in die tropiese afdeling het ons 'n versameling van orgideeë. Ons het 'n versameling van epifitiese plante. Epifitiese plante is plante wat hulle wortels hoofsaaklik gebruik om hulle self te heg, byvoorbeeld aan 'n boom se bas, en dan versamel hulle vanuit die humiditeit in die lug, die water en die voedingsstowwe wat hulle nodig het. Nog 'n voorbeeld van 'n epifitiese plant is die voorbeelde van die Tillandsia spesies wat hier op die riet is. Die Tillandsia spesies het ook die vermoë om al hulle voedingsstowwe in hulle water te versamel van die reën en die humiditeit rondom hulle. Ook in die tropiese kweekhuis is daar 'n groot verskeidenheid van inheemse orgidee spesies wat voorkom reg oor die land, wat wissel van baie klein spesies soos wat jy hier kan sien, tot groter orgidee spesies wat die mooiste en die kleinste blommetjies maak wat baie interessant is. Hier is 'n baie goeie voorbeeld van hoe klein die orgideese blommetjies kan wees. Hier op my regterkant het ons voorbeelde van eetbare plante. Die eerste een is een wat meeste van ons elke dag gebruik, koffieplant, wat vir ons koffiebone lewer. Dan het ons ook 'n voorbeeld van suikerriet. Dis waar ons suiker vandaan kry. Hulle sê ons suiker is die wit dood. 'n Alternatief tot suikerriet vir suiker is die sogenaamde suikerplant wat in die stevia familie is. Die suiker is in sy blaar en die konsentraat is 30% hoër as dit wat in suikerriet voorkom. Die vetplantkweekhuis fokus op die verskil tussen die plante wat in droër streke van Suid-Afrika voorkom, teenoor plante wat in hoë reënvalareas groei. Hier het ons 'n voorbeeld van die welwitschia wat kom vanaf die Weskus wat groei in Namibië op tot in Angola. Die plant het die vermoë om duisende jare te oorleef in baie droë toestande. 'n Baie interessante ander spesies wat ook hier in die Potchefstroom omgewing groei, is die sogenaamde vensterplantjies of beestekloutjies binne die genus van die Lithip. Hulle groei plat op die grond en die spesies het die vermoë om die hoeveelheid lig wat aan die bokant op die plantjie se blare val na binne te reguleer waar die klorofil van die plantjie aan die binnekant gesentreer is. Hier is 'n voorbeeld van baie klein Lithip plantjies
Daar's 5 plantjies in hierdie bakkie. Nou net om vir jou te wys hoe goed hulle self kamoufleer, jy gaan waarskynlik nie een sien nie, so kom ek wys vir julle. Hier is die eerste enetjie, daar is die tweede ene, die derde ene, die vierde enetjie en die 5de plantjie. Hier kan jy nou sien wat die vermoë van hierdie plantjie is om homself weg te steek in die veld, sodat die predatore wat hom wil eet, hom nie in die hande kan kry nie. Die kweekhuis het ook 'n aantal insekvretende plante. Nog 'n voorbeeld van hoe plante hulle self kan aanpas om by uitermate omstandighede te oorleef, is die sogenaamde insekvretende plante. Die insekvretende plante groei in die wêrelddele waar dit baie reën. Die karnivoriese plante het 'n unieke metode ontwikkel om stikstof te verkry deur insekte te vang. Die plante groei in areas in die wêreld waar die stikstof baie vinnig loog vanuit die grond. So die plante moes 'n manier kry om aan te pas om daai tekort aan stikstof aan te vul. Hier is 'n voorbeeld van 'n sonnedouplant wat reeds 'n insek gevang het, daar by die punt van my vingers jy mooi sien. Hierdie plant het op die punte van sy blare maak hy kliere wat 'n taai stof afgee, waarin die insek vassit. Daar kan jy sien hoe hy die drade trek. Die insek kan dan nie losbreek van die taai gom af nie en dan gaan hy dood en die plant onttrek die nodige voedingsstowwe wat hy wil hê uit hom uit. Hier is nog 'n voorbeeld van hoe die plant homself aangepas het. Hierdie blaar is morfologies gewysig om 'n pyp te vorm. Die pyp word dan gevul met 'n bietjie water aan die onderkant. Die insekte klim dan teen die blaar op en val dan in die bokant van die pyp af tot binne in die water waar hulle dan verdrink en verrot, van waar die plant dan die voedingsmateriaal onttrek. Nog 'n voorbeeld van 'n insekvretende plant is die sogenaamde Venus flytrap. Die Venus flytrap se blare het die vermoë om toe te vou en die insek in die binnekant, soos met 'n tronk, vas te vang. Wanneer die insek 2 of meer van die haartjies in die binnekant aanraak, dan slaan die blaartjie toe en dan word die insek aan die binnekant van die blaar vasgevang, waar hy dan sterf en die plant sy gebruik vir kos. Nog 'n interessante plant, 'n sensoriese plant. Hierdie plant, die Mimosa genus, het homself aangepas om homself te beskerm teen diere wat hom wil eet. Wanneer die dier aan die plant sou raak, dan vou die blare toe en dan simuleer die plant asof hy siek of verwelk voorkom en dan eet die bok nie verder aan daai plant nie. Die botaniese tuin dien ook 'n belangrike funksie vir die universiteit, veral met die opleiding van studente. Die botaniese tuin se bewaringsrol ten opsigte van bedreigde inheemse plantspesies moet ook nie onderskat word nie. In 2008 het die botaniese tuin lid geword van die internasionale agenda vir botaniese tuine in bewaring. Hierdie organisasie help om botaniese tuine se rol in bewaring te bevorder. Die botaniese tuin het ook 'n professionele kunsgalery waar veral opkomende kunstenaars geleentheid kry om uit te stal. Ek is kurator van die kunsversameling. Ons bestuur 2 galeryspasies in die hoofgalery en dan die kleiner spasie in die botaniese tuin. In 2007 het ek en die vorige kurator Martin Smit bymekaar gekom en ons het 'n bietjie gesels oor maniere om die publiek in die spasie in die botaniese tuine self te kry. Die huidige tuingalery was 'n ou laboratorium. Ons het toe saam met Prof Anet Kombrink gesels en 'n besigheidsplan voorgelê en sy het ons gehelp om die spasie in 'n galery te omskep. Maar wat maak die botaniese tuin kunsgalery uniek? Besonders is die feit dat dit ook vir individue op 'n geleentheid gee om op 'n kleiner skaal uit te stal. So dis ideaal vir klein solo uitstallings. Die groot galery is 'n baie groot spasie, meer gevestigde kunstenaars wat die fondse het om goed te laat raam. Die produksie van kuns is natuurlik baie duur. So die lekker ding van die botaniese tuin is dit gee vir ouens wat miskien in 'n op middelkarriervlak is in die kunsindustrie 'n spasie en dan ook vir ons kunstenaars van die omgewing. 2 mensgemaakte verskynsels in die tuin wat uitstaan is die houtdek en waterval.
My gunsteling deel van die tuin is seker die houtdek oor die klein poelietjie wat hulle nou die dag weer bietjie reggemaak het. Ek voel altyd as ek in die tuin instap, kan jy nie onder 'n uur deur die tuin loop nie. Daar is 'n ambiance en 'n rustigheid in die spasie en die natuur daar buite is lekker om met dit te skakel. Die waterval wat mensgemaak is net so indrukwekkend om te dink dat die kurator wat betrokke was met dit nog steeds lewe. Hulle is ook ondersteuners van die kunste. Ek dink dit is 'n unieke spasie, veral in die Potchefstroom konteks. Dis nie 'n massiewe botaniese tuin nie, maar dit is 'n nice botaniese tuin vir ons om te hê. En ook om ons plante te sien in hulle natuurlike omgewing. Die Noordwes Universiteit se botaniese tuin bied 'n totale ervaring vir die besoeker. Dit is nie net salf vir die siel nie, maar prikkel ook jou sintuie en oefen die brein.